Ek wil vanmôre woord bedien. Ek het Woensdag aand so 'n bietjie gepraat en geraak aan Haggai en dis 'n hoofstuk wat hoofstuk 1 is regtig waar die Heilige Gees baie diep met my kom praat het oor my eie lewe, maar ook oor die gemeente. En daar's 'n baie belangrike vraag wat die Here in hierdie hoofstuk vir die volk vra, wat hy vanoggend ook vir ons vra. Dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Ander woorde, wat gaan aan in ons lewe? Wat gaan aan in jou persoonlike lewe? Wat gaan aan in die lewe van die kerk? En ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Ek wil vanmôre dit vir jou vertel. Gaan lees dit. Dit is 'n fantastiese hoofstuk hierdie. Die volk kom uit ballingskap uit. Hulle kan teruggaan. Terug na waar hulle was, terug na 'n plek waar hulle gewoond was om goed te doen. Waar hulle gewoond was, daar's 'n plek waar hulle kan aanbid. Daar's 'n plek waar hulle kan bly. Die gemeenskap was saam gewees. En as ons Haggai sê vir ons, die Here vra die vraag. Hy sê, julle sê, is nie nou tyd om op te bou nie. So as ons sê, is nie nou tyd om op te bou nie, wanneer raak dit tyd om op te bou? Wanneer raak dit tyd om op te bou? Dis daai oomblik, wanneer die Here inspraak gee, wanneer die Heilige Gees kom inspraak gee in jou lewe. In Haggai se tyd was dit daai oomblik toe God kom inspraak gee in die volk se lewe. Want hy vra vir hulle hierdie vraag. Waar ons baie keer bang is vir veranderinge, ons sê maar, ek weet hierdie ding kan gebeur, daai ding kan gebeur, wat gaan gebeur as dit? Kom die Here net en hy begin opdragte gee, want hy weet wat sy plan is. Hy het geweet wat sy plan is vir die volk. Hy weet wat sy plan is vir ons. Vers 8. Kom die Here met die eerste opdrag. Sê, gaan haal hout op die heuwels en begin my huis herstel. 'n Spesifieke opdrag. Dat hulle dit wat nodig is vir die herbou is op 'n spesifieke plek. En dis wat die Here met ons wil kom doen. Hy sê, alles wat julle nodig het, is klaar daar. Kom haal dit by my. Hulle moes op die heuwel gaan. Dit was die gewoonte gewees dat hulle op die berg gaan bid het, op die heuwels gaan bid het. As jy terugdink aan die Samaritaanse vrou wat met Jesus gepraat het, sy ook vir hom gesê, Here, maar ons is gewoond. Ons en ons voorouers het almal op hierdie berg gebid. Nou sê hy vir ons moet Jerusalem toe gaan om te gaan bid. Jesus bring 'n verandering. Net soos wat hy 'n verandering bring in ons lewe, in ons bestaan as 'n gemeente. Want dit wat in die verlede was, gaan nie meer deel wees van die toekoms nie. Ons kan terugkyk na waar die Here ons gedra het in hierdie tyd. Maar die toekoms lyk anders. En dan gaan hy bring hierdie boodskap na die mense toe. Hy sê, maar die Here wil hê ons moet herbou. Die Here wil hê die goed moet weer verander. En die woord sê vir ons, wat maak hierdie klomp mense wat hierdie boodskap kry, dat die Here sê herbou? Eerste ding, hulle was gehoorsaam aan die woord van God gewees. En dis waar ek en jy moet staan vandag. As die Heilige Gees met ons praat, as die Here met ons praat, moet ons in gehoorsaamheid staan. Hulle het gehoorsaam gestaan. En wat maak hulle toe in hierdie gehoorsaamheid, in hierdie proses? Hulle het toe in alle erns die Here begin aanbid. Met ander woorde, die verhouding tussen die volk en God is weer herstel, soos wat ons verhouding met die Here vandag as 'n gemeente van die groter
kerk wat Christus begin het, wat ons kan sê, ons stap in 'n nuwe seisoen in. Ons stap in 'n seisoen in, waar ons die Here kan weer aanbid, soos die woord ons leer om hom te aanbid. Dat ons harte oopmaak voor hom, dat ons kan sê, Here, vergewe my, vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Maar dankie Here, dat daar 'n nuwe toekoms is, dat daar nuut is, wat kan oopbreek. En toe die volk gehoorsaam is, en hulle die Here begin dien, toe stuur die Here 'n nuwe boodskap, weer deur Haggai. En hy sê vir die volk, en wat hy vanmôre vir my en jou hier kom sê, ek is by julle, sê die Here. Hy het die boodskap daar vir hulle gegee. Hy gee die boodskap vir ons. Ek is by julle. Die woord wat die Here vir ons kom gee het as 'n gemeente in September verlede jaar, het hy gesê, ek vat die grondgebied terug, want ek gaan diep ploeg vir die nuwe saad. En ons staan op die oomblik by daai plek waar die Here nuwe saad gaan kom saai. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om in daai akker te werk. Ons het die verantwoordelikheid om dit wat die Here kom plant in hierdie gemeente, in hierdie nuwe seisoen, om dit te laat uitgroei, laat daar met vrug dra. Ons kan nie vandag hier sit en sê, hoera, die Here kom alles nou regmaak, alles gaan nou mooi lyk, maar ons is nie deel daarvan om te sorg dat daar vrug gedra word uit die gemeente uit nie. Dis wat die Here wil hê. Ek is by julle. Jesus kom en hy sê vir sy disippels, ek gaan hemel toe, maar ek los julle nie alleen nie, ek gee vir julle die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die ene wat vir julle kom leer en vir julle kom herinner aan dit wat ek vir julle geleer het. En dit wat met ons as gemeente gebeur in hierdie seisoen, is dit wat God reeds bepaal het in sy woord. Jy sien, want ons kan nie 'n boodskap kry van herstel as dit nie alreeds in die woord is nie, want die Heilige Gees praat uit die woord uit. Die Heilige Gees bring die waarheid van die woord van God in ons harte in. Ek is met julle. Die Heilige Gees is hier. Hy gaan ons lei. Hy gaan ons invat in hierdie seisoen in, om ons voor te berei op die dag wat die Here terugkom. En ek weet, almal is opgewonde, want almal sê die Here gaan een van die dae kom. Dit is so, maar daar's nog werk oor. Jy sien, want in Tessalonisense sien ons dat daai gemeente het ook die boodskap gekry, die Here kom gou. En wat het hulle gedoen? Die meeste van hulle het daar gaan sit en niks doen nie. Hulle het opgehou om te werk in dit wat die Here vir hulle gegee het om te werk. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid op ons elkeen om te werk in die koninkryk, sodat die koninkryk kan uitbrei, sodat die Here verheerlik word in alles wat ons doen. Die Here gaan spesifieke opdragte gee. Ons het met julle gedeel Woensdag aand dat die bietjie veranderinge kom. Ons gaan leiers oplei. En as ek so na hierdie gemeente kyk, dan sien ek 'n leerskare van leiers. Ons gaan toegerus word om die werk van die Here te doen vir hierdie gemeente, die werk wat hy vir ons kom oopbreek. Jy sien wat as God 'n woord gee vir 'n gemeente, dan gaan daai woord, dit gaan gebeur, dit gaan oopbreek. Ek het laasnag wakker gelê, en ek het weer hierdie beeld gekry, en almal van ons kry hierdie beeld van tyd tot tyd, van 'n granaat wat oopbars, en daai putte net uitgaan, spat oral. En dis wat die Here wil kom doen met ons. Want daai saad moet weer geplant word, dit moet weer uitgaan. Die Here het mense in hierdie gemeente gesit, wat talente het, wat gawes het, wat moet gebruik word
Nie net vir die opbou van hierdie gemeente nie, maar vir die opbou van die gemeenskap waarin ons deel is van. Die Here is reg. Hy staan reg vir ons. Hy wag vir ons. Die instruksies is daar. En dan is daar iets so fantasties wat uit hierdie hoofstuk uitkom. Ek gaan dit vir julle lees, vers 14. Die Here het na die gouverneur toe gekom en na die hoofpriester Joshua, as ook al die Here se mense. Met ander woorde, God het gepraat met die leierskap en het gepraat met die gemeente. En hy het hulle entoesiasties gemaak. Hulle het opgebou. Boetie en sussie, ek wil vanmôre vir jou vra, is jy entoesiasties om te begin werk aan dit wat die Here vir ons opbreek? Om dit te doen wat hy vir ons gaan kom oopbreek. Want jy as 'n individu, ons moet hande vat om hierdie gemeente op te bou. Ons moet hande vat om die gemeenskap op te bou. Dit is wat die Here vir ons kom sê, gaan maak disippels. Doop hulle, leer hulle. Hierdie gaan die plek word wat mense geleer word. Hier sit mense wat hulle diep instudeer in die woord van God. Wat al reeds op 'n plek is om ander te kan leer. Maar ons is bang, want die vyand hou nie daarvan wat gebeur nie. Daar's 'n ding wat ek hierdie week ook gedeel het. Ek het gaan koffie drink met een van die pastore van 'n ander gemeente en ek het gesê, die Here wil hê ons moet saamwerk. Maar ons moet van ek af beweeg na ons toe. En dis presies wat in hierdie gemeente gaan gebeur, want dis wat die Here gesê het, hy wil kom herstel bring, sodat dit nie meer gaan oor my as 'n individu nie, maar dat dit gaan oor ons as gemeente binne die koninkryk van God. En dis 'n boodskap wat jy moet vasmaak vandag. Want dis die begin van ons maand se gebed vir die gemeente. Daar gaan elke Sondag iets anderster wees wat ons hoor en waaroor ons bid. Maar ek wil vir jou vra. Ek het vir Marieta gevra, sy moet die gemeente 'n gebed vir die gemeente kom doen. Jy kan sonder kom. En wanneer sy klaar is, sal ek weer net die gemeente dan help, want ons gaan gebedspunte op die bord vir julle wys. En dit gaan nie vanmôre oor hoe goed jy kan bid nie. Dit gaan nie vanmôre oor hoe jou stem klink as jy praat nie. Dit gaan vanmôre oor ons, wat ons harte moet oopskeur voor die Here. Jy sien, want dit is wanneer jou hart oop is, dat die Here met jou kan begin werk. Dis wanneer ons die hart van hierdie gemeente oopmaak, dit oopvlek, dat die Here kan kom en kom doen wat hy beplan het. Dat ons groei gaan sien. Dat ons wonderwerke gaan begin sien weer. Dat ons die bonatuurlike gaan beleef. Want die Here wil kom genees. Hy wil siektes genees, hy wil omstandighede genees. Hy wil kom waar daar blyplekke weggevat word om nuwe blyplekke te gee. Maar vanmôre staan ons as gemeente voor 'n heilige God om hom aan te roep, om hom eer te gee. Ek vra dat jy staan asseblief vir hierdie gebed. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam, soos ons wat die aangesig van die Here soek. Hemelse Vader, ons kom vandag as u gemeente voor u troon, afhanklik,
dankbaar en vol verwagting. Dankie dat U ons geroep het om 'n geestelike familie te wees, gebou op die vaste fundament van U woord. Laat U waarheid ons rigting bepaal, ons denke vernuwe en ons lewens vorm. Here, maak ons waarlik een, bind ons saam in liefde, nederigheid en opregtheid. Waar daar gebrokenheid is, bring herstel. Waar daar seer en teleurstelling is, bring genesing. Raak elke individu en elke gesin aan met U genade en vrede. Jesus, ons begeer om ware disippels te wees. Mense wat U volg, U gehoorsaam en U karakter weerspieël. Vorm ons, slyp ons en leer ons om getrou te wees in die klein en die groot dinge. Help ons om disippels te maak wat weer ander na U lig sal lei. Heilige Gees, transformeer ons gemeente deur U krag. Laat ons nie net hoorders van die woord wees nie, maar doeners. Ontwikkel in ons Godvreesende leiers met integriteit, wysheid en 'n dienende hart. Rus ons toe met geestelike gawes en vrymoedigheid om U koninkryk uit te bou. Vader, help ons om in die liefde van Jesus sigbaar uit te leef in ons huise, in ons gemeente en in ons gemeenskap. Wys ons waar daar nood is en gee ons bereidwillige harte om prakties te dien. Maak ons hande oop, ons harte sag en ons voete gewillig. Ons verklaar dat ons 'n getransformeerde gemeente wil wees, 'n lig in die duisternis en sout van die aarde. Gebruik ons tot U eer van U naam. Laat U koninkryk kom en U wil geskied in en deur ons. Ons gee onsself opnuut aan U oor. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.